So op die naweek baie welkom en dit is wonderlik om so in die week ook in die naam van die Here af te sluit en ook so 'n woord te bedink. Ons is by Romeine 15 en ons praat vandag bietjie oor dat Christus vir ons 'n hoop is. En ek lees saam met jou daaruit hoofstuk 15 en ons lees daar vers 13. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. En ons hoor in hierdie gedeelte wat hy praat oor hoe dat Christus uiteindelik na hierdie wêreld gekom het, vers 7, aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Soos daar geskrywe staan, daarom sal ek U loof voor die nasies en tot eer van U naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit, verbly julle ander nasies saam met sy volk. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook, Isaia sal 'n nakomeling hê en hy sal opstaan om die nasies te regeer en op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Hierdie koms, Christus, die een wat 'n nakomeling van Isaia is, wat die hoop van die wêreld op hom gerig sal wees. En mag ek en jy leef vir daardie bron van hoop, en dan herhaal ek hierdie gedagte, mag God die bron van hoop deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mag God se hoop, mag die realiteit dat hy in ons en met ons en deur ons ook in hierdie wêreld deur sy Gees werk, dat dit hoop is, en mag ons met daardie hoop vervul word. Dankie o Here dat ons hierdie week ook so uit die woord kon reis en dat U hoop ook in ons harte mag leef. Mag dit so wees, Here, dat U ons al hoe meer met U hoop sal vervul en mag ons uiteindelik deur ons lewens U koms na hierdie wêreld al hoe meer 'n realiteit maak. Dat mense uiteindelik, wanneer hulle met U kerk, met U mense, met U kinders te doen het, dat hulle U liefde en U deernis en U barmhartigheid ook in ons lewens raak sien. Mag U daardeur ook verheerlik word. Ons loof en prys U wonderlike naam. Amen. Geseënde naweek en lekker rus, mag jy die Here se nabyheid beleef. Totsiens.